Goeiedag liefdes, baie welkom by dag 2 van ons oordenkingsreeks. Van my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan, baie dankie dat jy hierdie tyd saam met ons spandeer. Dit is altyd vir ons so 'n enorme voorreg om saam met julle op hierdie platform te kan wees. Nou ek wil vandag met 'n baie eenvoudige vraag begin. As God vandag met jou wil praat, waar sal jy eers luister? Wat sal jou ingesteldheid wees om hom te kan hoor? Want baie mense sal sê, ek wag vir 'n teken. Of ander mense sal ek sê, ek wag vir 'n droom. Sommige wag vir hierdie hoorbare stem. En ek glo alhoewel God op baie verskillende maniere kan werk, vergeet ons dikwels die belangrikste, 'n meer konsekwente manier waarop hy reeds met ons praat. En dalk wonder jy, wat is hierdie konsekwente manier hoe God met ons praat? Wel, eenvoudig geliefde, hy praat met ons deur sy woord. Luister wat sê Paulus vir ons. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om die waarheid te leer, dwaling te bestry, verkeerhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat aan God behoort volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dink net vir 'n oomblik oor wat ons sopas gelees het, wat ons nou gehoor het. As ek sê, ek wil God se stem hoor, maar my Bybel bly toe, mis ek dalk die plek waar hy reeds met my die duidelikste praat. Ons is soms so gefokus op buitengewone ervarings dat ons die gewone genademiddel, hierdie gewone genademiddel van die Bybel, ons kyk dit heeltemal mis. God se woord, geliefde, is nie net 'n boek vol inligting nie, nee. Dit is sy openbaring van wie God is, sy karakter, sy hart, sy wil, sy rigtingwysers vir ons, wat vir ons sê wie God eintlik is. Wanneer ek en jy die Bybel lees, leer jy nie net meer oor God nie, jy leer eintlik vir hom ken. En hoe beter jy hom leer ken, hoe makliker herken jy sy stem. Dis presies soos enige verhouding. Hoe meer tyd jy saam met iemand of daai persoon deurbring, hoe meer tyd jy met daai persoon spandeer, hoe makliker herken jy hulle stem, hulle waardes en selfs hoe hulle dink. Net dalk maak jy nog mekaar se sinne klaar, julle ken mekaar so goed. Nou dieselfde geld vir ons verhouding met God. Moenie vandag die fout maak om te dink God praat net in die buitengewone nie. Baie keer praat hy op 'n baie stil, maar getroue wyse. Hy praat met ons op die manier wat hy nog altyd gepraat het. En daai manier is deur sy woord. As jy graag God se stem wil leer ken, begin nie deur die buitengewone ervarings te soek nie. Dis nie waar ons moet begin nie. En dit is wonderlik as mens daai belewennisse het, want ek het seker al 'n paar keer verseker al daai belewennisse beleef, maar begin eerder deur jou Bybel oop te maak, want hoe meer jy sy woord in jou hart indruk en jy vul jouself met God se woord, hoe makliker sal jy sy stem herken wanneer hy jou lei. Geliefde, onthou net hierdie, as jy God se stem wil leer herken, begin waar hy reeds die duidelikste praat. En waar is dit? Is in sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die geskenk, hierdie genademiddel, die woord van God. Ek bid vandag dat wanneer ons luister na hierdie woord, hierdie oordenking, en veral na die woord wat Paulus vir jong Timoteus leer, is dat ons anders sal kyk na die Bybel, dat ons nie net sal sien as 'n plig of hierdie ding wat ons moet doen wat 'n frustrasie is nie, nee, dat wanneer ons die Bybel oopmaak, kry ons die geleentheid om U beter te leer ken. Dit is immers U storie wat opgesluit is in die Bybel. En daarom, Vader, wanneer ons hom oopmaak, is my gebed dat ek self en almal wat luister, dat ons deur die Heilige Gees gelei sal word en geïnspireer sal word om te verstaan wat ons lees, om te geniet wat ons lees en toe te laat dat die woord van God ons werklik verander, sodat ons U stem beter sal herken. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre gaan in vrede. Totsiens.